Goeiemiddag, liggaam van Christus, pastoor Melanie hier van The Body of Christ in Action in Vanderbijlpark. Ek is in Markus 6 vandag en ek lees wat die disippels gepreek het. Ek lees hoe Jesus hulle uitstuur om in krag te beweeg, om siekes te genees, om demone uit te dryf. En ek kyk na dit wat hulle gepreek het. Nou as ons dit direk vertaal van die New King James vertaling af na Afrikaans toe, is dit, hulle het gepreek, bekeer julle. En net so vir interessantheidsonthaalwe, gaan kyk ek na die verskillende betekenisse van die woorde. Want ek geniet my Engelse Bybel en hierdie is een van die redes hoekom ek dit so geniet. Die Engels sê repent. Nou repent beteken om regtig diep jammer te wees vir jou sonde. Om te erken dat jy 'n sondaar is en dat jy 'n redder nodig het, Jesus Christus. En so vir interessantheidsonthaalwe gaan kyk ek na die woord bekeer, wat Afrikaans is, net om te ek weet nie, partykeer wonder ek maar net sulke goed. En dit het 'n ander betekenis. Om jouself te bekeer, beteken om jou geloof te verander. Beteken om iemand te convert, iemand te draai, van een geloof af na 'n ander een toe. Is dit dalk die probleem wat die Afrikaner nasie het, om na Jesus toe te draai? Want tog sonder repentance kan daar nie vergifnis wees nie. Sonder om werklik jammer te wees oor jou aksies, kan daar nie verandering wees nie. Maar as die Afrikaanse Bybel dan die woord verander het, dan dink almal mos hulle is in Christus. Hulle dink as iemand sê, bekeer jou, beteken dit om van die een geloof tot die ander te beweeg, en dit is glad nie waar nie. Glad nie waar nie, want elke gelowige, elke kind van die Here, lewe 'n lewe van repentance, want kyk, ons gaan nooit perfek wees nie. Nie in hierdie leeftyd nie. So ons jaag aan. Ons jaag aan, en ons hardloop na ons Vader toe, en ons vra vir hom om verskoning. Ons repent. Ons voel diep seer gemaak oor ons eie sondes, hom seer maak. Net so interessantheidjie vir die dag. Moet asseblief nie verward raak tussen die twee woorde nie. Johannes die Doper het gepreek, repent and be baptized. Die disippels het gepreek, repent. In die Nuwe Testament, in die boek van Handelinge, het Petrus en Paulus, almal het gepreek, repent, om werklik diep jammer te wees vir jou sondes, en vergifnis te vra, en dan te draai. Dit het niks met 'n geloofsverandering werklik uit te waai nie. Ek het dit nogal interessant gevind en ek gedink ek deel het met julle. Dan mag julle 'n lieflike dag hê. Mag julle blessed wees in Jesus naam.